myself toe kan sit as ek my 5de CD gemaak en ek hulle kom haal om my background te doen. Halleluja. Glory to God. Ek het al 4 CD's gemaak hier so by Kruiskyk en oor die land wat ons gegaan het, maar dan vanmôre gaan ek praat oor die opstanding. Vanmôre gaan ek met die praat waar deur ek gegaan het. En hier waar ek vanmôre staan, halleluja, so wat die Here uit die dood het opgestaan het die Here my 2 keer uit die dood uit opgehaal, halleluja. En ek wil vanmôre sê, halleluja, my God is good, halleluja. Halleluja, dis vanmôre, dis so lekker om te wees waar Pinksterkinders is. Ek kry die mense jammer wat die Pinkster is nie. Ek kry hulle jammer, halleluja, en ek hoop van die Here sy dag net 'n halfuur stil te wees. Daarna gaan ons revival hê. Halleluja, ons gaan opstaan, ons gaan naam van die Here groot maak daai dag en ons gaan hom kroon, die lam geslag. Hy lewe vanmôre. Hy is nie dood nie. Halleluja. Glory to God. Maar baie dankie. Halleluja. Glory to God. Halleluja. As ek gaan preek, gaan ek die liedjie. Halleluja. Ek wil vanmôre vir sê, ek gaan vir so 3 liedjies sing. Ons het deur die jare, ek sal die jare as ek al in die bediening en ek dalk ver oor die 3000 kerke bedien oor die land en die Here my deurgedra. Ek bedien daar waar die Here my wil hê, want ons almal is kinders van die Here. Amen. Halleluja. Glory to God. Ek is bly om vanmôre hier te kan wees. Ek het al so baie rykie verby gaan bou, was al aan die ander kant binne, maar ek het nooit geweet ek gaan hier so in hierdie saal staan. Ek prys die Here. Halleluja. Maar ek gaan vir die liedjies sing en ek kan hoor wat op die USB stickers by 4 series wat ons op USB stickers sit en dan ook by ongeluk wat ek nou 'n bietjie van u gaan oorgesel waardeur die Here my gevat het. Halleluja. Maar ek het vanmôre terwyl ek daar sit, as een ou liedjie wat ek spesiaal vanmôre wil sing en dit is vir die moeders wat hier sing. Terwyl ek so baie van die moeders hier sien vanmôre, toe gaan my hart en sê, weet Here, dis hulle wat die vuur aan die brand hou. Terwyl ek vanmôre sê en vir pastoor ook sê, terwyl ek so langs sit, en hy kon so aangestel, hy sit so langs by en die Here van my boodskap het gesê, die Here sien jou liefde vir hom raak. Die sagtheid wat jy vir hom het. En die Here het vir my, terwyl ek as sê, die Here het vir jou sê, my pastoor sê, al gaan 'n spesiale plek vir jou in die hemel wees. Halleluja, dit wat jy nou binnes het. Halleluja. Glory to God. Ek ken nie die pastoor, ek ken niemand die vanmôre nie, maar die Here ken elkeen. Halleluja, die Here wys my, halleluja, hoeveel sagtheid, hoeveel jy bid, wat jy doen, hoeveel jou gedagtes uitgaan vir die werk van die Here. Baie dinge wat jy sien, wat aangaan, wat nie reg is nie, want vat jy dit na die Here toe en sê, Vader, kyk dan, die Here sê vir vanmôre gesê, ek gee jou aan, doen jou aan met krag. En die Here, terwyl ek hier sit, sê die Here vir my, het gaan hom nog baie jare seën, want hy het nog baie om vir die Here te doen. Die Here gaan ons seën en gesond. Halleluja. Glory to God. Die Here gaan jou deurdra. Halleluja. Here gaan jou versterk. My suster ook wat vanmôre sê, Here sê, sien al jou gebede raak. Hoor vanmôre wat sê die Here. Alles wat jy doen, halleluja. Glory to God. Ek wil vanmôre vir sê geliefde, kom ons hou vas, maar ek wil graag hierdie ou liedjie vanmôre sing vir ons moeders. Halleluja. Want hoekom? Die Here Jesus se moeders, terwyl sy by die kruis was, het sy gehuil. Maar aan een goue dag aangebreek soos die vanmôre wat hy opgestaan het. En sy by die graf gekom het en sê hy is leeg. Ek wil vanmôre weer sê, die hart van 'n moeder is kosbaarder as goud. Hoor vanmôre, en ek wil graag, voordat ek die ander twee sing, wil ek graag vanmôre hierdie liedjie vir julle sing. Halleluja. Nog steeds is daar niks wat zij niet kan verstaan. Al voelde het voor mij op die wereld vergaan. Die hart van mijn moeder, zo kostbaar, zo groot. Ik zal haar verheerlijken met mijn leven vertrouwen. Mijn moeder, mijn mama, kent mijn vreugde en smaak. Niks is mooier als liefde en een moederse hart. Mijn liefde en geluk heeft zij altijd gedeeld. Niks
wat ek sal vra, is vir haar ooit te veel. Geen sonde van my, is vir haar ooit te veel. Sy sal my nooit en haar lewe verstoor. Die hart van my broeder, so kosbaar soos goud. Ek sal haar verlewe, met my lewe vertrou. My moeder, my mama, ken my vreugde en smaak. Niks is mooier as liefde en 'n moeder se hart. Die hart van my broeder, so kosbaar soos goud. Ek sal haar verheerlik, met my lewe vertrou. My moeder, my mama, ken my vreugde en smaak. Niks is mooier as liefde en 'n moeder se hart. Ja, niks is mooier as liefde en 'n moeder se hart. Moeder se hart. Halleluja, wat 'n pragtige liedjie vanmôre. Moeders vanmorgen weer. Halleluja. Nou ja, vanmorgen ben ik alles maar zelf doen niet zo. Mijn seuns is nou niet in. Ja, dat doen altijd alles voor mij. En die kinders, halleluja, maar prijs die Here. Ons kan aangaan, ja, halleluja. Ik heb nog 2 liedjes wat ik vir wil zingen. En dan gaan ik op beweer. En dan gaan ik die gesels vanmorgen. Ik wil vanmorgen vir sê, kom ons bly en aanbidden. Die Here is vanmorgen hier om jou aan te raak. Die Here is vanmorgen hier om jou vast te hou. Die Here is vanmorgen om te sê, my kind, halleluja, ek het vir jou opgestaan. En ek het vir jou die prys betaal. Halleluja, glorie te God. Was my in die bloed van die lam en verder dan sneeuw sal ek wees. Over tot aan die sneeuw, tot aan
Halleluja. Halleluja. Hij komt te staan. Halleluja. 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 Glorie to God. Die Here is goed vanmôre, geliefde. Ons dank die Here vanmôre. Halleluja vir dit wat hy gedoen het. Ons dank die Here vir wat hy gegee het. En ons vanmôre vir sê halleluja. Die Here sy lewe onder die lofsange van sy volk. Halleluja. Hy lewe onder die lofsange van sy volk. God wil ons met sy naam groot maak. God wil ons met sy naam groot maak. Halleluja. Halleluja, glory to God, wat 'n voorreg vanmôre om hier te kan wees. Halleluja, glory to God. En vanmôre sê, I can't even walk without you holding my hand. Ek kan nie sonder God doen. Ek weet nie van jou wat jy sit doen, maar ek wil vanmôre jou kom bemoedig met hierdie boodskap. Hy leef, hy het opgestaan. Halleluja, elke druppel bloed. Halleluja, halleluja, sy liggaam uit vir my en vir jou. Terwyl ek hier so sit en ek kom na die woordjie kom so my gedagtes, we are standing on holy ground. Dit is hier op betree vanmôre heilige grond, want hy is heilig, hy kruis is leeg, hy het opgestaan, hy lewe. Ja, amen. Baie keer dan wonder mense die Here, Here, wat gaan mens maak? Wanneer ek so kyk oor hierdie wêreld en ek kyk so oor hierdie nuwe mens en ek kyk so in die tegnologie. En ek sien hulle is besig om die waarheid van God uit kerke uit te vat. Halleluja. Ek het ons al baie gesê, pastoor is ons baie om die waarheid te preek. Halleluja. Maar ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê die waarheid, maak jou vry. Halleluja. As 'n persoon nie die waarheid wil weet en hy hardloop by die kerk uit, dan moet hy maar hardloop. Ek het al baie keer in die dienste gaan. Halleluja, die Here so gewerk. As hy bereid is, sê hy vir my lief, joh, wat hy mensie bietjie die preek bietjie aangie. Die woord van die Here sê, jy wat die disipel, wat die leraar is, hoor vanmôre mooi. As jy die valsheid aan die gemeente verkondig, is hulle bloed op jou hande. Dis my plig, dis die leerders, jy is hulle plig, om te sê, dit is wat die Here verwag vanmôre. Halleluja, want hy lewe, hy het opgestaan, halleluja. Ek gaan 'n paar gedeeltes vir julle lees uit die woord van die Here in Lukas 24. Halleluja, glory to God. En dis 'n pragtige gedeelte, die opstanding vanmôre. Hy lewe, hy het opgestaan. Ek dank die Here, ek het Pinkster groot geword. Halleluja. Ek sal nooit vergeet, terwyl die Bybel so maak, nooit vergeet. Halleluja, is 'n klein seentjie gewees. As ons daar so by Beulah Park. Halleluja. As ons daar so, ek wil vir sê, daar die mense gekoor dan sy die Here gedien. Ek wil vandag vir sê, vandag as ons aanvind, al was die manne en die vrouens fit gewees. Weet dan lê ons daar so, dan gaan ons daar by die konferensie. As ons nog klein, dan lê ons so onder die banke. Dan hou ek so met my voet ritme. Dan sê ek, liewe Jesus, kan ek ook eendag speel? Here, kan ek ook eendag sing? Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis ons as ouers se plig om die kinders by die huis van die Here uit te bring. En uit die straat uit te gaan haal. En sê, my kind, dit is hoe jy die Here moet doen. Halleluja. Dit is hoe jy die naam van die Here moet groot maak. Ek wil vanavond vir vanmôre vir jou sê, dan kom die profete, dan haal hulle die sonde swaai. Halleluja, die mense begin al buite regmaak om in die kerk te kom, want hy is bang sy sonde word binne die kerk gegee. Vandag sê hy, ek bly maar eerder by die huis. Halleluja, ek sê ons toe die COVID ingekom het, het hulle die mense omtrent lui gemaak om kerk toe te gaan. Halleluja, lui gemaak. Die woord van die Here sê, gaan op na die tabernakel. Ek sê die skrif hier voor op die tafel, ons moet hom aan die brand hou. Dis ons plig om op te gaan te sê, Here. Maar ek wil vanmôre vir sê, dan is vir my niks so lekker om saam met die kinders van die Here om 'n tafel te kyk. As jy genooi word na 'n partytjie, dan sien jy ons uitdaag. Elke Sondagmôre wat ek weet hy het opgestaan, sien ek uit om na sy huis toe te gaan. Halleluja, om sy naam groot te maak. Halleluja. Ons lees enkele verse saam vanaf Lukas 24 vanaf vers 1. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle anders saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind.
Halleluja. En toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in vreemdeheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. Halleluja. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde toe by, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Prys die Here, ons is nie dood vanmôre, ons lewe wat die Here lewe. Halleluja. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hy vir julle gesê, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mens en gekruisig word en op die 3de dag opstaan, soos hierdie dag waar ons vanmôre staan. Hy sê, gaan herdenk my opstanding, dis hoe ons vanmôre hierso sit. Dou voor dag. Halleluja, dou voor dag. Halleluja. Toe die Vader besluit, nou gaan my seun opstaan. Halleluja. Hy sê wel en hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertelde alles aan die 11 en al die ander tot sover. Terwyl ek in die gedeelte lees en ek bepyns en sê, Here, hoe wonderlik is dit, as ons moet vat in die Paaskonferensie, dit het al begin, die Lydingsweek het al reeds wanneer begin, Sondag, verlede Sondag wat verby het, die Palmfees, amen. En wat het gebeur, daar die Here Jesus, die intog gehad in Jerusalem, kom ons kies toch die maandag, halleluja, hy die hele week, het hy geweet wat van voor het, maar sy liefde was so groot gewees, sy liefde was so kosbaar gewees, geliefde, vir jou en vir my, halleluja, wat maak hy? En hy sê, Jan, hy is so bezig, as ons gaan kyk wat het ek gesê, dit was, dit aand en dit was môre dag nie, die 2de dag, wat het gebeur, die 3de dag, die 4de, die 5de, die 6de dag, hoe Maria gegaan om sy voete te wag, hoe hy in die tempel gekom om skoon te wag, hoe Judas Iskariot om verraai, met ander woorde, hy pyn weer, hy het moeilike dinge weer gegaan, halleluja, hy kom by die vye boom, en hy vervloek die vye boom, want hy was honger gewees, die 2de dag, maar toe leer hy hulle die verhaal uit, hy sê vir hulle, halleluja, as julle geloof groot is, hoor vanmôre, halleluja, sal julle berge kan verskyn. As jou geloof groot is, halleluja, so sê die naam van die Here, in die naam van die Here, ons het nie nodig om te vrees, want ons is meer as oorwinnaar, deur die Here wat ons die krag gegee. Die donderdag aand, toe hy die broodefees gehad het, wat het hy gedoen? Hy het hulle voete gewas, want dan as hy nie bietjie my broer se voete of susters se voete gaan was, bietjie om vasting en gebed gegaan, en sê, roep jou bietjie my broer, ek wil bietjie neerdrag voor jou weer, halleluja, dis sulke dinge wat uitgaan, die woord van God sê, moet hierdie dinge hou, hy sê, hou dit soos wat jy dit gekry het, staan daarby, halleluja, ek het gister van mense, wat ek gesê het, vrou, en ek wil vanmôre, en ek met alle respect sê, verstaan my mooi, daar's niks nou daarmee, om iets te kry, om 'n graad of iets te kry, ek het baie, maar weet jy, dit pla my nie, ek wil vanmôre vir jou sê, gisterand as ek vanmôre, weet jy wat, wees daar hard op die manne, as hy die bakkeleers het, of hy die doktersgraad, of hy die dit nie, dan mag hy nie kans op gaan nie, die Here het manne gebruik, wat nie eens kon skryf, die Here het manne gebruik, en vrou opgelig en sê, ek roep julle vir my volk, ek roep julle vir hulle, halleluja, ek roep julle vir hulle, Moses al Aaron, die Here stief vir Aaron saam, hy sê, moet nie bekommerd wees, jy daar speel iemand, halleluja, dat ek my dink aan myself, kijk, my Engels is baie hoog, niemand verstaan het nie, niemand kan eens te hoog, so ek praat het nie, halleluja, maar weet jy, ek het al by Engelse kerk gaan bedien, want ek het tolk het so langs my, dan stuur die Here van iemand saam om te doen, amen, halleluja, maar weet jy wat, ek doen ek in een bedien, die werk van die Here doen ek in een bedien sy woord, halleluja, en so die Here Jesus kom in die donderdag aan, halleluja, sit hy saam met sy disciple, en hy begin hulle te leer, hy sê van hulle luister, dit is hoe julle moet nagmaal gebruik, tot vergifnis van julle son, hy sê so, en hy Vrydagmôre, halleluja, het hy opgestaan, weet jy, halleluja, na die tyd van Getsemane geloop, ek wil vanmôre vir jou sê, my hart het hierdie week as my hart stikkend gewees, op te weet, halleluja, die woord van die Here sê, dat sy gelaat nie eens meer soos 'n mens kan lyk nie, ek wil vanmôre vir jou sê, vandag is mense te lei, om kerk toe te gaan, want hy wil sy petrol bære, halleluja, vir die week om te gaan tjol, hy wil sy geld bære, om daar die vliegtuig in te gaan, hy kan nie dit gaan nie, want die pastoor gaan kyk as hy die geld in gooi nie, halleluja, die Here Jesus het sy hele lewe gegee, mense word lui vandag om op te staan, hoekom praat ek vanmôre so,
Jesus is besig. Toe in die tyd wat Gabriël gaan toe sê vir sy disipels, hy sê bid nie, dat julle nie in die versoeking kom nie. Bid daarvoor, want hy sê jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die lig. Halleluja. En die Here Jesus het so ver van 'n klip gooi kon gaan, het hy weggegaan. Ek wil vanmôre vir jou vra, ek het al baie in my lewe gebid, het baie in my lewe afgesonde, maar ek kon dit nog nooit reg gekry. Laat my sweetdruppels in bloed verander nie. Weet jy wat sy intensie het die Here Jesus wat met sy Vader gehad? Om te gaan sit en so met Here. Vader, hierdie kans hou, hulle gaan my liggaam uit mekaar uitdruk. Is dit liefde? Amen. Die derde dag toe kwam Maria in hierdie lydingsfees. Die woord van die Here sê sy het so gehuil, dat was genoeg trane om Jesus se voete te was. Weet jy wat geliefdes die woord van die Here sê? Halleluja, sy het hom so lief gehad. Sy het sy liefde aan hom gaan bewys. Weet jy wat sy van die beste salf, die beste olie, nardesolie. Jy kan dit gaan navorsing doen, ek het dit gaan doen. Hulle sê dat daai bietjie olie, waarmee Maria Jesus se voete gewas het, kon 'n hele jaar vir 'n man se salaris voorsien het elke maand. Soveel waarde was dit. Nee, ek gaan dit nie doen nie. Nee, ek gaan dit nooit doen nie, ek gaan dit nog maar eerder verkoop. Ag nee, ek wil dit mos sê nie. Sy het nie gewoon hoeveel waarde dit was, want Jesus is meer waarde as dit. Give us a gift, give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. En sy het geweet wat van voor lê. Sy het geweet, die leidingsproses wat Here gaan vir jou en vir my. Is jy regtig lief vir die Here? Jy is wat jy sit vanmôre. Of het jy vanmôre net nog gekom om te kyk wie sit hier, wie is hier, wat gaan gebeur? Of het jy gekom met 'n behoefte sê Here, hier is my cup, Lord, I live in that Lord. Halleluja, maak jy self vanmôre of jy dit dubbel verdieping of 'n rooi of die daar. Halleluja, God bly nommer 1 in my lewe. Halleluja. Ek hoef nie vanmôre nou die klere aan te hê om sy kerk te kom nie. Die Here sê kom soos wat jy is. Halleluja. En daar het hy sy voete gewas en die woord van die Here sy hare gevat en sy voete afgedroog. Hy Vrydagopdag. Toe die groot dag aangebreek. Maar weet jy wat? Die grootste dag het aangebreek, die Sondagmôre. Toe daai graf oop is. Toe daai steen so weggerol word. En die engele staan so. Ek wil vanmôre vir jou vra, weet jy wat is die leermag van God? Dit bestaan uit engele, gerubs en serafs. Dis waar die rangorde van God bestaan. En weet jy geliefdes, weet jy, ek kan my nie self indink. Manne wat in die army was, jou regop staan, jou duim, jy staan so. Jy staan gereg. Jy staan nie, jy weet ons vandag sê ek sy broeke hang ons hierso. En daar sê het is los, hare hang hier op die rug. En ek wonder as hulle met army toe van wat gaan gebeur. Halleluja, met broeke aan die bak is hy weet. Halleluja, met harte moet jy hardloop. Halleluja, as jy die duiwel jaag, moet jy fit wees, dan moet jy hom jaag. Halleluja, jy kry dit nie meer vandag nie. Maar weet jy, die engele staan so voor die graf. En toe sy voor die graf staan, halleluja, die engele maak so met hulle hande. Hulle lees met moeite nie, vat hulle die groot roks en hulle vat hom soos 'n veertjie weg. En hulle sê die koning van alle konings stap uit, halleluja, en die koning, halleluja, en die Here kom met alle ewigheid, halleluja, en ons gaan die lam kroon wat geslag is binnekort, want die koms van die Here is naby. Hy het opgestaan. Ons gaan bid nie vanmôre 'n dooie God nie. Ons gaan bid 'n lewende God vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, down on my knees, op my knieë, voor ek die antwoorde. Mense wil te gemaklik vandag alles net hê. Ek doen net kry met duisende mense in my lewe kry te doen. Op bel ek in die laaste 3 weke het ek met mense in Amerika wat ek elke dag mee werk. As sê ek my pastoor was so. As ek wat weet jy wat is meer maklik. Daar's niks so maklik in hierdie lewe en ek wil dit vanmôre vir jou sê. Daar's niks so maklik in hierdie lewe om 'n Christen te word nie, maar om 'n kind van God te word en te bly is die verskil. Want almal is Christen. Maak nie saak waar hy is nie.
Halleluja, as jy met hom praat, sê maar ek is 'n Christen. Jy kry mos nie mense wat sê maar dis hoe ek glo, dis hoe ek wil lewe, dis hoe ek wil lewe. Die woord van die Here sê my volk gaan ten gronde wees gebrek aan kennis. Leer hoe die Here wil hê jy moet hom dien. Ek kan nie aansoek gaan doen by 'n werk en ek wil 'n werk doen wat ek wil dat ek weer 'n boilermaker werk of as mechanic werk op die swelling werk nie. Hy baas gaan vir my sê, meneer, wat doen jy? Wat soek jy hierso? Halleluja. Ek moet doen wat ek vooraan gevra het. Halleluja. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, die herlewing moet plaasvind, want die Here Jesus het opgestaan, hy lewe vanmôre. Maar kerke, wat gebeur? Die woord van die Here sê die laaste dag sal die afval in die huis van die Here begin. Kerke loop leeg. Dit word al hoe minder. Halleluja, jy gaan besoek die suster. Suster, nou kom jy nie meer kerk en nie 'n pastoor. Het is vir my beter om nie by die huis te sit, want as 'n suster wat het voel of ek al kan wil. My broer, hoekom is jy nie meer by die kerk en nie 'n pastoor? Jy weet, hy broer as ek hom sien, wil ek hom ophaal met sy dag. Dit is nou vir my baie beter om by die huis te sit en die naam van die Here groot te maak. Hy is van die duiwel af. As sy hart reg is, sal hy in die kerk gaan. Ek het al baie gesê, as iemand jou hier voor irriteer, of in die middel kom sit jy heel voor dat jy hulle nie sien nie, dan bid jy vir. Dan bid jy vir. Dan weet jy hoe snaaks is hy. Weet jy hoe smokkel die duiwel in die mense brein. Weet jy hoe brein was die mense. Ag jy weet dis die werk van die Here. Ek gaan dit maar nie so doen. Dis jou plek om reg te gaan maak. Dis jou plek om te kan sê, ek gaan opstaan, want ek gaan nie van die huis van die Here wegbly nie. Einde van die maand kom. Papi, as jy geld dit betaal, ja, my salaris sin, mami, bel papi van die werk af, mami, jy moet daar reg maak. Die geld is betaal, ons gaan lekker groceries koop. Die is reg, ons kan nie wag nie, ons wag vir so by die klein werkie. Ons kan sommer vanaand braai en goed, jy weet ons so werk, die tyd van die maand is ook wel moeilik. Halleluja, einde van die maand en dan, wat jy mos nie wat jy doen nie. Halleluja. Nou gaan jy daar, kom jy tel die vir mami op, jy tel die kindertjies op en dan gaan jy nou so draai toe, sê ek so waar op pick and pay op, jy sê waar jy wil dien, wil koop. En die jou waaitjie sê daar waaitjie nou loop jy in die rye af. En terwyl jy so loop, sê jy, daar staan die Sannie wat ek wil verwig. Daar is die tannie wat in die kerk is, wat ek nie meer wat inkom nie. Ek het nog nooit in my lewe gesien, dat iemand 'n waantjie los en aan 'n winkel toe gaan nie. Vergeet vir tannie Sannie, man. Sê haar winkel hier nie, ek sal nie koop. Maar kom ons gaan hierdie kant van die ry. En wanneer sy klaar gekoop het, dan skiep ons aan, dan gaan ons daar voor. Hier is jou kwessie wat my so naamaak in die kerk. Wat soek jy, man, vergeet jou kwessie. Dis speak en Bible moet jy dan die eind op raai vanaf. Ek wil vanaf vir jou sê, as jy vandag vir jou wil sê, as jy die hemel wil maak, halleluja, sê jy verby al die dinge moet kyk, en sê jy dat gaan op na die huis van die Here. Vergeet hy suster, vergeet hy broer, man, dat hulle gaan net, daar is hy by die touw. Kom ons maak of ons nog iets koop, sy gaan nou klaar betaal. Dan sy uit. Maar as hy by die huis van die Here kom, halleluja, dan jy verskonings. As jy by die huis van die Here kom, sê Heer, is vir my beter om by die huis te sit. Dis die duiwel wat jou daar wil hê. Halleluja, dis die duiwel wat jou daar soek. Hoor vanmôre. En wat vanmôre vir die Here vir jou en vir my opgestaan. Verlede jaar, terwyl ek in 7 maande in 'n reisstoel was. En wat vanmôre vir hier waar staan, my lyf ondanks alles is staal hier waar staan. Halleluja. Die boekies wat ons geskryf het, die een boekies, is alles binne die ongeluk. Die tweede boekies wat my vrou geskryf het, 3 van ons kinders wat oorlede is, en 'n klein kind van ons wat ons 10 jaar terug begrawe het, wat oorlede is, het sy geskryf vir vrouens wat depressie het, om hulle daar uit te haal. My vrou het vir 4 jaar lang depressie gehad as gevolg van my kind wat gesterf. Ons laaste meisiekind wat dood is, het by haar genees en begin soos biltong word. Halleluja, sy begin vrot. Sy kon haar nie los nie. Halleluja, hulle vat haar weg van haar af. Ek wil vanmôre vir jy sê, geliefdes, ek wil vir jy vertel vanmôre, hoekom dien ek die Here, omdat hy vir my opgestaan het. Omdat die Here lewe verwonder. Ek wil jou vanmôre met hierdie getuienis van ek jou bemoedig. Halleluja, sy net die môre. 4 uur kom hulle by die staatshospitaal, ons almal weer staatshospitaal is nie maklik nie. Halleluja. En weet jy, hulle laat daar briewe teken, sy is onder die invloed van medikasies en daai goed. Hulle laat maar briewe teken. En
En weet jy, ek kom die oggend by die kerk, op hospitaal. Ek sê vir haar, waar is meisie kind? Ek wil reël vir die begrafte. Sy sê vir my, nee, ek moet gaan vra vir die mense, die verpleegster, of die matrone. En weet jy, ek gaan daar toe roep hulle. Ek sê vir hulle, waar is my kind? Ek wil graag haar hê. En hulle sê, nee, hulle kry haar nie. Ek sê, wat bedoel jy kry haar nie? En 'n lang storie kort te maak. Halleluja. Hulle sê vir my, meneer, maar weet jy wat, jou vrou het 'n brief geteken. Ek sê, wat 'n brief geteken? Hulle het gesê, ons kan haar maar in die verbrandingsmoord gaan gooi. Julle wil haar nie hê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie laat daar so ding jou van God afkry. Vir 4 jaar gaan sy in depressie, dat sy 7 depressante 'n dag drink. Maar weet jy, God verlos haar in 1 dag. En een sekonde maak jy halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat, deur verborgde sonde, ja, weet jy wat is verborgde sonde? Ek wil nie vanmôre daaroor praat nie. Verborgde sonde is lelike. Jy sien iemand so, hy is gesoet en taai van sy kop tot sy tone, maar wanneer hy by daai deure uitstap, is hy iemand anders. En dis ook toe vanmôre die pastorie instap, toe wys die Here vir my wat hy by die huis moet doen. Hy sê, wys die Here vir my. Halleluja. En weet jy, die Here, my vrou het altyd sê, sy my kind, as dit nie vir jou was nie, as dit nie dit was jou skuld om 'n depressie te kry. As dit nie vir jou was, het mami nie gesit en die Here sê vir haar, hoekom het jy altyd gesê, dis haar skuld. Dit is nie haar skuld gewees nie. En sy gaan op pad neer, sy sê, vergewe mami. En die Here maak haar gesond en sy skryf hy boek wat duisende vrouens al gehelp. Halleluja. Terwyl ek verlede jaar besig is, geliefdes, ek het 'n baie gevaarlike werk gedoen. Halleluja. 2023, die ou jaar se aand, verlede jaar, nuwe jaar, sê die Here vir my, ek moet vas en ek moet bid. En ek sê, Here, ek gaan dit doen. En geliefdes, halleluja, ek was voltyds in die gemeente, in die bediening. Ek gaan oor die land waar die Here my wil hê. En nou dag van gesê, ek gaan ouer raak. En ja, sê maar kyk waar ek moet aanbid. Ons so lekker diens gehou vanoggend hier dat ek voel ek ry elke Sondag deur hier na toe. Amen. Maar prys die Here, ek het rondgegaan. En weet jy geliefdes, Here sê ek moet daai maandag moet ek bid. Toe die COVID inkom het hulle mos die kerke toegemaak. Ek was verplig gewees om te begin werk. En ek het jare terug het ek gewerk, ek het al my koms, ek het al my grade in bestuur, so sekuriteit, en polisie, al die goed, ek het my business, private koms, en my broers sal weet waarvan ek praat vanmôre, ek het al my vuurwapens, ek het al die goed, so ek is ver in dit, ek het dit, en ek gaan doen toe aansoek, hulle sê vir my, kom help ons, want ons kry die ouens wat altyd die koms het vir al die vuurwapens, omdat ons 'n geweldige gevaarlike werk doen, halleluja, ons vervoer seker goed, wat ons vervoer, halleluja, van Gansbaai vervoer is na die lughawe toe, wat oorgaan oor see toe, dat ons die manne voor met escort agter, ons het ons voertuig, van die voertuig is gepanser, van die voertuig nie, ons sit met die wapens en goed, ons het ons bulletproofs alles aan. In 1 sekond is die lewe onder my mat onder my uitgeruk. Ek was fit gewees. 5 uur in die môre het ek opgestaan, ek het die oudjies afgerig vir fitness. Ek het jarelang wat ek oefen. Dit lyk nie nou meer so nie. Halleluja. Maar ek was fit. Ek het vasgestaan. 5 uur in die môre gaan ek en kry die ouens. Dan gaan ons werk die maand uit, ons is 34 uur skof gaan. En die Here sê vir my, jy gaan vas, my kind. Dan die Here het opgestaan. Dan die Here het jou oor wat nog geluister het. Wat gesê, liewe Jesus, ek gaan luister na u, ek gaan na my vrou toe sê, ek gaan vandag vas. Dit was die vakansie, dat die eerste gewees. Ons gaan na op die plaas waar hulle alles regmaak, by die bak, al die diertjies goed word reggemaak. En geliefdes, as ons daar besig, dan loop ons daar rond en begin te bid. Ek het nooit saam met die ouens gesit nie, want ek hou nie daarvan as hulle vloek nie. Want die woord van die Here sê, as jy uitlike woorde gebruik, is jou godsdienste vergeefs. Ek kyk ook die TV nie, want ek wil nie vanmôre hier staan en wonder wat die John Wayne gisterand gedoen toe geskiet het. Ek kyk die TV. Want as ek opgaan in die huis van die Here, my gedagtes by God wees. Ek wil nie wonder, ja, wat het weer Superman gisterand gedoen nie. Ek wil nie wonder, wat het Pinocchio gedoen. Ek wil nie wonder, wat het hierdie een gedoen nie. Ek staan by God en ek loop dan, as ek so, dan loop ek weg van die mense af. En ek bid en ek
vas daai dag, ek sê, Here, pleit hierdie bande onder die bloed. Ons voertuie pleit ons onder die bloed. Maar daar was tye gewees dat ons al probeer hijack het. Halleluja, in Somerset West, dat die patrone al die vuurwapen afgaan, dat ek die kruit ryk, ek ken jag al jare in my lewe, ek ken vuurwapen, dat ek die kruit ryk, so naby is hy patroon verby ons. Dat ek sê vir my broer, maar sê vir die Here het ons bewaar, die Here het ons beskerm, halleluja. En ek vas daai dag en ek bid, en ek gaan die middag 5 uur huis toe, en toe ek huis toe gaan, toe sê ek gaan nou geen eet nie, ek gaan net so 'n bietjie gou vandag slaap, so uur, en dan gaan ek opstaan, dan gaan ek weer aantrek, en dan gaan reg maak vir die aand, halleluja, wat ons deur die nag vat ons alles, want ons bietjie veiliger deur die nag, die verkeer, want as ons beweeg, jy kan nie stop nie, ons mag nie stop nie, my broer sal nog weet self wanneer hulle Eskom, want dit is helemaal aan die ander kant, en jy mag nie, as jy beweeg, moet jy beweeg, jou oor moet oorweeg, daar is nie van enigiets, van stop en hoor jy hoe nog af, wat, daar is die tyd nie, so dan word jy moet wakker wees, jy moet beweeg, en geliefdes, ek gaan slaap, en daar aan toe ek gaan lê, daai middag, toe droom ek kom in 'n ongeluk, hoor vanmôre in die godsplek, ek droom, en ek is in 'n geweldige ongeluk, maar sterwe in die ongeluk, en ek droom, hoe groot is die ongeluk, en in die droom pleit ek by die Here, ek sê, Here, asseblief, ek vra jy mooi, moet nie laat ek sterwe nie. En weet jy, geliefdes, ek word daar wakker en ek gaan na die kamer toe. En ek sê vir my, ek het roep aan. Sê vir my, lief, ek het 'n geweldige diep droom gehad. Sy sê vir my, wat is dit? Ek sê, waar kom sit die so 'n vat hand? Ek sê, droom, ek gaan in 'n ongeluk kom, ek sterwe. En ek begin die bloed van die Here oor my en haar, die kinders, die kleinkinders. Ek bly die bloed van die Here oor ons voertuie. Ek bly die bloed van die Here, halleluja, oor die werkers, oor die manne, oor alles bly ek die bloed van die Here. Ek sê, Here, bewaar ons, Here, stuur die engele uit voor ons, in Psalm 91 sê, al gaan in jou bevel, sal ek die engele uitstuur om die paai vir jou gereed te maak. Halleluja, ek sê, Here, bewaar ons, Here, die manne wat saam is, al ken hulle nie, Here, bewaar hulle. En geliefdes, ek het geëet. Vandat ek gebid het, waar ek opgestaan in 15 minute of 20 minute. Hulle het my kom oplaai met die nuwe double cab toe, Ford Ranger. En die drywer het sy telefoon op Bluetooth gehad van sy lyn. En ons ry, gaan ons baie na die plaas toe, die Alkonium plaas. En die telefoonlyn, terwyl hy lyn, gaan die gehoorstukkie op die skreen aan en hy probeer hom aansit met sy vinger. En ons sê vir hom, stop, dit hou op, moet dit nie doen nie. En we vanmorgen vir sy geliefdes en ons bly by hom. Toe my oë uitvee, toe sien ek net ligte so voor my. En ek sien net ligte so voor my. En ek skreef vir hom, ek sê vir hom ligte. En dan kom in 'n voertuig, kom hy raak buite beheer, en hy gaan binne in die ander baan in, omdat hy op sy selfoon speel. Selfoon. Baie mense lê onder die aarde deur 'n selfoon. Hoekom wil jy eers voel voordat jy luister? Dan word hulle kwaad as 'n spiek op jou aftrek of 'n polisman. Dan moet jy hoor hoe sleg sê hulle. O, dis 'n bose mag wat agter die bos uitkom, of hierdie ou het 'n. Nee, God het hom daar gesit om jou te help, en hoe anders jy nie vir jouself omgee, gee vir jou broer en suster om. En toe so skree, dit was die laaste, ek het geen geluid gehoor nie, dit was die laaste gewees. Op baie boekies aan die voor, sal jy die lijk, of die wrak sien. By die ander kerke wys ek op die skerm, daar's niks van die wrak oor nie. Jy kan nie eers sien, dit is 'n bakkie nie. Was verlede jaar se nuwe bakkie Jan daar het. En geliefdes, die ligsak, wat uit die dag het gekom, die slaap by my kop. En hy slaap my bewusteloos. En daar het ek ook gesien, ek weet, ek kan het getuig,
'n lugsak en 'n safety belt het voordele en hy nadele. Want 'n lugsak kan 'n kind bos doodslaan. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, sy lugdruk is te hoog. Hy slaap my na die bloedspad, alles laat hy weg. So hier sal op die boekie sien, waar hy al die merke op my kop en ek is bewusteloos. En ek is vast binne in die voertuig. Nou soos in die pad, dis donker, dis 9:00 die aand, daar's nog nie mense nie. Daar's 7 airbags gebars en hy vlokkies, dit lyk soos vlokkies. Dis sulke gas binne in die airbags, ons is besig om in te asem. Tot vandag sukkel ek my longe, baie sê my hoekom haal ek so diep asem as gevolg van dit wat ek ingeasem en ek was te lank aan dit geweer, omdat ek bewusteloos was. Geliefdes, daar so het my lewe drasties verander. Terwyl ek daar bewusteloos lê, sien ek hoe kom die Here Jesus aangestap. Van ver af en ek sien hy word al groter en groter en groter. En tussen by my is die pleit en ek sê, Here, ek smeek U, moenie my lewe vat nie, Here. Ek vra U mooi, moenie my lewe vat nie. En die Here kyk my so en hy slaan, die Here Jesus draai so om en hy beweeg weg en ek kom by, toe ek bykom toe lê ek buite op die teerpad, dis nog die voete sien daar. My voete was nog vastgevang geweer, ek kon nie my onderlyf gebeur, ek het daai staan en nie geweet wat is fout nie, halleluja. Maar al wat ek doen, ek roep, ek sê, Here Jesus, ek roep die, halleluja, U het vir my opgestaan, halleluja. Lukas 24 sê, hy het opgestaan, die klip is weggerol. Hy lewe. Ek sê, Here, help my, Here, tel my op. 'n droom wat waar geword het, maar as ek daai aan, of daai dag nie geluister het om dit vas te gegaan het nie, so ek vanmôre nie gestaan het nie, en ek vanmôre vir sê, halleluja, luister as die Here met jou praat, halleluja, luister, luister, luister. Ek roep, die manne van die brandweermanne is daar, die ambulansouers is daar, ek hoor hulle sê, die man het bene gebreek, maar ek kan niks sien nie, ek wil vir julle, moes my uniform, moes hulle met 'n skerp reepies afsny. My bulletproof goed het hulle so weggevat. Die 4 wapen wat ek mee gewerk het, was 'n aantal gewees, hy het 'n baie lank nog gesyn. Ek het hom tussen my 2 bene gehou. En met die bosse wat er gebeur het, die aanslag tussen my bene ingegaan, en hy breek my bekkenbeen, my binnenbeen op 3 plekke. Op 3 plekke. Ek sit my pyn, ek weet nie waar ek verloor, verskriklik bloed. Hulle kom en hulle tel my op en toe hulle my so optel. Toe pas ek uit en hulle sit my in die hospitaal, die ambulans. En wat hulle doen? Hulle vat my na Hermanus se staatshospitaal toe wat 'n fout was. Want as 'n besering aan diens het, moes hulle met die kliniek toe gegaan het. Geliefdes, ek kom daar so die maandag. Nou, kom ek by die hospitaal, by die staatshospitaal aan. Ek kan nie beweeg nie, my hele onderlyf, toe weet ek nog nie wat is nog fout nie. Ek voel maar ek kan nie beweeg, maar ek kan voel hoe steek die bene binne in my ingeval het binne. Die bene wat gesplit het. Ek kan sien hoe voel hoe steek dit. Hulle vat my vir 'n ekstra plaat. Ek kom daar so nie. Ag, ek weet nie of jy ou moeg was of was ek net meisiekind was ek moeg. Maar sy sê daar's net 'n spier geskeur in jou been. En ek kom maar sê dokter, daar's 'n spier geskeur en ek kan dit voel. Sy sê ek gaan vir jou fisio, sy sê ek gaan vir jou fisioterapie die volgende oggend sien. Ek sê jy kom, niemand raak aan my nie. Niemand, ek het pyn. Ons probeer 'n oorplaas en brief te kry na die private hospitaal toe. Ek lê van maandag, lê ek daar tot en met die Vrydagoggend 2, lê ek in die staatshospitaal, sonder kos, sonder enigiets. Ek lê onder in die pyn, ek word al hoe gele, ek word al hoe swakker, my longe raak al hoe swakker, ek verloor te veel bloed, halleluja. My vrou, my skoonseun kom in die saal vir die Vrydagoggend 2, hulle sê paas het 'n brief gekry, halleluja, ons het die toestemming gekry jou oor te plaas, die WCA, halleluja, sal alles betaal, ons plaas jou oor na Medikliniek toe, en hulle plaas my oor so toe. En terwyl ek daar kom, sit hulle in 'n asielkerk, hulle vat my vir Alieskerk alles. Hulle vat my binne na asielkerk, voel ek wil doodgaan. Ek weet nie of jy al gevoel het om loodem in jou liggaam te kry. Dis naalde wat hulle inspuit, dan stuur hulle persvloeistof deur jou hele liggaam onder om te kyk of niks
plek binne in jou nie. Dit voel of jy doodgaan, pastor. Dit voel of jy doodgaan. Ek lê daar, sê vir die suster, ek sê van wat? Ek sterwe nou, sy sê nee, jy sterwe nie. Ek gaan terug by jou ongevalle. Die dokter kom, hy kom en hy sê vir my, Jans, weet jy wat is fout? Ek sê, dokter, al weet ek geen pyn. Hy sê, jou middelbeen en jou bekkenbeen is in 3 plekke gebreek. En jou heupbeen is vergrys. Tot heel bo by jou ribbes, daar's niks oor nie. Ons sal 'n noodoperasie moet doen. Hulle vat my in na die operasie. En geliefdes, hulle vind toe dit wat hulle nodig het, die betaal, hulle het dit nie. Hulle sê vir my vrou, hulle moes my 4 keer moes hulle my onderlyf uitspoel om al die bene uit te kry, die splinters. Al die bloed wat ek verloor het. Ek is so swak, ek kan nie funksie, ek is baie swak. Hulle sê vir my, ons gaan 'n stuk betaal op bestel van Amerika af, wat ons aan Sondagoggend vir jou noodoperasie ook gaan doen. Ek lê daai Vrydag leek in trasie. Gelukkig het ek pyn met 'n glasie drup en goed. Maar weet jy, geliefdes, ek lê daai nag sê, Vader, wat het ek verkeerd gedoen? Ek ken nie die wêreld nie, geliefdes. Ek weet nie wat is dansplekke nie. Ek het so groot sit in PPK en die Lede Christus Kerk in land groot geword. Streng. Ek ken nie sokkie jou dansplekke, vliegplekke. Ek ken dit nie. Ek ken nie sulke paartjies, ek ken dit nie. Ek ken nie die voete van die Here. Maar nog steeds vra Here, het ek iemand dalk nie sleg gesê wat sy hart seer is? Here, het ek iemand dalk nie te nagekom nie? Here, het ek dalk nie iets gevat wat ek nie moes gevat het, Here, toe ek klein was of jong was nie? Here, het ek dalk nie miskien iets verkeerd gedoen op skool, dat ek hierdie pyn het. En geliefdes, ek begin skoonmaak met die Here. En ek begin met die Here te deel. En ek begin met die Here te bid. Aanbid, halleluja, halleluja, hoekom? Want hy lewe, because he lives, I can face tomorrow. Hy lewe, hy het opgestaan, halleluja. Hy het vermaandag, gaan Sondagoggend 10 toe doen hulle 'n noodoperasie. En hierdie is allooi staal. Hierdie. Jy is welkom om te kom buig. Nou hierdie was beval gewees rond, maar jy is welkom om te kom buig na die tyd. Hierdie is allooi staal. Hulle het probeer en van my ribbes af. Het hulle my, van agteraf het hulle my linkerbout losgesny. Hulle het 9 gate in my pelwit ingeboor, om die kabels hier waar staan, is kabels reg om my binnenlyf, om my lyf aan mekaar vas te hou. En hulle het hierdie voetapparaat, hierdie stuk staal, allooi staal, het hulle in my liggaam ingesit, om te kyk of die boonste bene kan vashou aan die ribbes hierso bo, hierdie. Ek was 11 ure lang in 'n narkose gewees met die operasies alles saam. Dit het my hart verswak, my longe. En geliefdes, en ek het uit die theater uitgekom die Sondagoggend. Maar weet jy wat, ek het in die kliniek, ek gaan self gaan oor daar. Toe begin die Here by my vrou, die Here help dat my vroukie by my kan bly, want ek kan nie eet nie. Ek kan nie aantrek, ek kan nie my tot nou, ek kan nie my arms loop op tel as gevolg van my skouers wat se senuwees nog af is. Halleluja, dit het op 'n manier geskeur, ek kan dit nie heg nie, maar die senuweestelsel is ook nie reg nie, omdat ek 2 heupvervangers hier waar gestaan, 2 heupvervangers, en dan moet snyt hier die senuwees af, en tot vandag toe waar staan, gaan my voet dood, met die dode party daar, voel het of 'n vreeslik, maar weet jy wat, dit sit my nie terug vir die werk van die Here. Nooit in my lewe, nooit die because he lives, I can face tomorrow, wat is die wacht met jou, omdat my lewe is in die plaats verloren, halleluja, praise the Lord, halleluja. God gebruik my so binne in hy hospitaal. Laat die verpleegster na my toe kom, sy bring die matrone, sy sê vir op my pastoor, kan ons sê asseblief jou keyboard nie goed hierna toe bring en nie vir ons kerk hou nie. Die Here begin my so te gebruik, dat ek in die bed wat ek lê in pyn en smarte, gaan ek op vas in gebed binne in die hospitaal. Laat hulle die kosbare sê ek los dit. Laat ek in die nagte binnenkom, dan sê hulle moeder, sê nee, ek bid. Dan bid ek nie, maar dan bid ons soos het by my gelees het, 'n bed gehad. Dan begin ons binnenkom, die stap en sê dit pastoor, dit en dit, en sê as die Here mens wys wat ek jou sê, hy volgende oggend voordat ek aan diens kom, dan kom staan hulle op my bed, dan sê die Here sê so, en dan
oefening. Tot vandag toe. Dan lê ek nag en bid en sê, Here Jesus, ek sal nie weer kan gaan werk nie. Maar die mond en die hand en die been is nog reg om vir U te werk. Toe ek bykom, val my nou, maar toe ek bykom om die hand, terwyl ek op die teerpad lê. Heel eers en die Here is my getuie vanmôre in hierdie goddelike plek saam met kinders van die Here. Ek dank die Here, hier sit nie vanmôre Christen nie, is almal kinders van die Here. Eerste waarna ek gaan dink, ek lees jou op die teerpad, ek sê, Here, gaan ek nog kan sing? Ek sing nie vir competities, daar is mense wat hoor mooi sing my sisters, ek het eindelijk staan om volgend te staan. Ek doen dit om jou nader aan God te bring. Want daar is baie mense wat op bekering gekom met deur sang. Van kleins af het ek gitaar begin speel. En ek het gesing, groot sanggroepe. Maar weet jy, terwyl het al die eerste wat ek dink sê, Here, kan ek nog onthou om keyboard te speel. En dan begin so en ek sê, Here, C, D, E, F, G, A, B, E flat, B flat. Sê, prys die Here, nou gaan ek eers sing en speel. Ek het gister met my broers, ek gaan nie my keyboard vandag saambring, want dit is baie mense. En ek begin so te werk, en ek begin na die kerk, in die hospitaal van die Here te werk. Ek sê, Here, as ek die dag hier uitkom, gaan ek vir U werk. Dinsdae aande, en donderdag aande saai ek live uit daar waar ek bly. Toe ek begin werk het, met die COVID, ek net vinnig vir U vertel. Amper, sê nie meer aan amper klaar. En weer is 'n spesiale dag, prys die Here. Ek wil vanmôre vir U sê, there's only one way stands in Jesus. 'n Mens stel te leer, maar God nooit iemand hy lewe. Toe die COVID kom, 3 dae voor die COVID kom, en 'n man na my toe, hy sê vir my, pastoor, hy sê, kom bou vir jou, hy sê, agter in my jaar, hy's nie getroud nie, hy is ook al ver in sy jaar, hy is by sy moeder en vader geërf. Hy sê, ek is alleen, ek kom bou vir jou huis, laat jou kinders aan die ander kant, is 'n groot erf. En in die COVID tyd begin ek vir my 'n Wendy huis bou, en ek bou hom al groter, ek het eers so 6 by 3 meter, daar het ek en my vrou jare in gebly. En vanmôre vir jou sê, eens kan om in 'n Wendy huis te bring, prys die Here. Ek sal eerder in 'n Wendy huis sien dan 'n brug. En weet jy, so bou ek 'n bietjie groter, en die kinders, en maak 'n bietjie 2 slaapkamer, 'n bietjie groter en groter. En eendag kom 'n vrou na my toe, sy besoek by die kerk, sy sê, waar bly pastoor? Ek sê, daar. Ek sê, moenie by, jy sal ons agter in die yard, jy sal sien is 'n Wendy huis. Sy sê, pastoor, bly in 'n Wendy huis? Ek sê, ja, sy sê, nee, en as ek fout, dan sal ek nie belang om by die kerk te wees nie. En ek gaan en ek vat hier, ons begin hier die Wendy huis bou groot. En ek maak hom al groter, stukke aan, 3 slaapkamers, kombuis, sitkamer, alles. En ek sien daar's mense wat kom en die eienaar van die huis verloor, hy sê vir my, man, ek is R1000 na agter. Was R196.000. En dan gaan hy my skoonsus sê, kom, help my nie, kom ons betaal, want ons bly te mis hier en alles. En weet jy, geliefdes, ek sit so op die bed en hy kom so ingestap met 'n breinkonvert en hy gee my hand en hy begin te huil. Halleluja. En nou vir u gepraat van verborgde sondes. En hy gee die konvert so in my hand, hy sê vir my, die Here, weer die een wat sê, die Here het gesê, die Here het so gesê. Hy sê, die Here het gesê, ek moet hierdie vir jou gee, en ek maak oop en is die testament. Ek bemaak alles met 'n testament, met 'n polis van R1 miljoen, bemaak ek aan my F. Jansen ID-nommer, M. Jansen ID-nommer, en ek gee dit vir my so my. En dan kyk ons en sê vir baie dankie. En ek lê in ICU met hierdie ongeluk. En terwyl ek daar so lê, toe kom my skoonseun na my toe en sê vir my pa, nee, maar dan kom sy my. Sy sê, lief, ek het vir jou slegte nuus. Ek sê, va, wat is dit? Sy sê, Koenie is oorlede.
Hy is afgesterwe. Ek bel my skoonseun en sê vir hom, Ronnie, as jy gaan al die testament in die kamer, gaan na die prokureur toe sê vir hom, pa lê in die hospitaal, jy baie seer. En rukkie daarna bel hy my in die prokureur se kantoor en hy sê vir my pa, hy sê, ek het vir jou slegte nuus. Hy sê, wat is dit my kind? Ons het 600.000 rand betaalbaar gebly het in 4 jaar om te help. Hy sê, hierdie oom het geld gaan leen by Tannie toe, verander hy die testament na haar toe vir sekuriteit, ons verloor alles. Nou verlede jaar. Ek leer ICU. Ek kan nie amper beweeg nie. En ek kry so 'n smile op my gesig en ek sê vir my vrou, sê nie wat hy was, jy's bekommerd nie. Sy sê, wat? Ek sê, wat nie. My God maak 'n ander pad. My God maak 'n ander weg. Ons is tot vandag toe nog besig met die prokureur, ek bly nog steeds aan die saak word so uitgestel, en ek sal bid dat hy nog uitgestel word tot die Here ons kom haal, want ek gaan daar bly. Ek gaan daar bly. Hy kan maar sy graf lê, hy is dood en gelewe en ek gaan aan. En geliefdes, die Here vat my deur hierdie hospitaal. En hulle ontslaan my vir 47 dae in die hospitaal, is die laaste stukkie wat ek mee wil afsluit. En hulle vat my huis toe. Gedurende die tyd wat ek in die hospitaal was, en as ek so verlang na die kerk, dan kom jy aan my naam, dan tel hulle my met 'n rolstoel en met 'n bed op. Dan vat hulle my terug, Gansbaai toe, dan gaan bedien ek. In my hospitaal en alles, dan bedien ek, dat ek so moeg, ek kan nie asemhaal nie. Dan ry hulle met my terug hospitaal toe, dan gaan ek weer terug in die hospitaal. Ek bly nie van die huis van die Here af weg nie. En die 1 Mei toe sit ek in die reistoel, en die kinders sê vir my, hulle wil vir my pa 'n braai, 'n vleisie braai, sê dis reg. En geliefdes, hulle braai toe vir my vleis, toe so sit en sê vir my, ek voel nie lekker nie. Ek sê vir hy, is fout met hierdie heup van my, en die regterkant se heup, ag linkerkant. En toe van opstaan, toe voel ek kan nie. Nou meer die sterk met jou eie been wat van jou knie af tot in jou heup loop. Wanneer jy so groot ongeluk gehad het, moenie binne 6 ure 'n noodoperasie kry, medies geterme. Anders te droog jou eie been van self en jy gaan my dood. Omdat ek 5 dae in die staatshospitaal was met niks toe dit gebeur. Toe ek opstaan, toe breek my been binne met my eie been wat van my knie af kom boontoe. Toe breek hy mors af en dit is waar jy die metaal toe uitkom. Mors af. En weet jy geliefdes, hulle tel my op. Ons bel die ambulans, hulle vat my terug hospitaal toe en alles begin van voor af. Hulle sê al wat hulle sal moet doen, hulle doen my eie been, het hulle uitgesny, het hulle afgesny binne, en hulle het alles allooi staal binne my lyf ingesit. Alles het van voor af weer begin. Maar weet jy geliefdes, ek het vasgehou aan die Here. Ek het daar gestaan, baie mense, as 'n ander ongeluk was, ek moet nie vanmôre sê, dit gaan oor staan my God in al jou omstandighede. Because He lives, I can face tomorrow. Staan in alles. Staan in alles by die Here. Moet die Here nie verwyd en sê, maar ek gaan nie. Mense maak ons so, as hy vandag vas en bid, wil hy môre die resultate sien. Dit werk nie so nie. Ek aanhou wen. Ek kom al jare in my lewe, ek het al sê jare, as van die profesies wat nog in vervulling moet kom, wat ek al seker 40 of langer as 45 of jaar terug in my lewe gekry wat nog nie vervulling is nie. Maar weet jy wat, ek staan by die Here. Ek staan by God. Ek bly by hom. En ek gaan huis toe. En daar het ek my gefokus en die Here sê vir my, ek moet 'n boek skryf. Ek het 'n paar maande aan my boek geskryf toe kom vir die uitgewers gee in die Kaap. Dus sê ek kan nie glo dit so geskryf nie. Ek het daai boek geskryf met elke teksvers by. Halleluja.
ek sê, Here, halleluja, ek kan nie meer buite werk nie. Maar ek doen aansoek by U. En ek gaan vir U werk, waar ek kan, en hoe ek kan, maak nie saak hoe die Here, ek gaan vir U werk, en ek sal vir die Here werk tot ek weer na die hemelse troon sal inpoortgaan. Halleluja, tot die Here my gaan gemaak, sal ek vir hom werk. Ek het die boek geskryf, my vrou het die boek geskryf. Sy vader, daar is my series, ek het 4 gehad, ek het op USB sticks gesit. Ek het van het 'n mooi sleutelhouer gemaak. Die USB stick is 42 liede op, oor die 4 ure, by die 4 ure, sy musiek. Van al my liede, die van die liedjies op. Wat ek oor die 30 jaar terug al opgevang het. Weet jy hoekom, want het dra salwe. Jy kry vandag, liefdes, volgende die liede sing die salwe en so. Jy kan dit anders as onthou. Jy kry partykeer liede wat er nie eens weet wat is het nie. Halleluja, maar dan kry jy die liede wat salwe dra. Halleluja, dit maak dit vir jou oor. Halleluja, dit voed jou. Halleluja. En ek sê, Here, ek gaan en ek sit hier. Ek het verlede jaar het ek gegaan weer Pretoria toe. Ek het 3 kerke, 3 dienste partykeer op 'n dag, op 'n Sondag gedien. Want ek so moeg, ek kan nie aangaan nie. Ek het so pyn en hulle ry my rond. Ek het gegaan. Al soveel mense wat van ons boekies aangestaf het. Soveel mense wat die USB stick aangekoop het in die boekie. Ek sê, Here, ek sal vir U werk by die skaarsdorp. Arbeid vir die meeste tot in ons kom haal. Halleluja, ek wil jou vanmôre bemoedig, kind van die Here. Kom ons staan vandag, vanmôre. Ek gaan vra dat my bromleilingie sal saggies speel. We are standing on holy ground. Jy sit vanmôre hierso. Ek wil vir sê, die tyd het werk gegaan. Halleluja, ek wil jou bemoedig vanmôre. As die Here my deur hierdie kon gevat het, nagte wat ek in die hospitaal gebid het en gevas het, wil ek vanmôre